'n Kersseisoen, Christusfees, groet ek julle vanmôre. Dis 'n lekker groet, né? Hierdie tyd van die jaar met die geboorte van die Here Jesus Christus. Weet julle, toe Jesus gebore is, het daar 4 uitsonderlike goed gebeur. En ons gaan vir die volgende paar weke daaroor praat. Die eerste ding was God skuif 'n ster in die hemelruim. Bonatuurlik. Wyse manne of geleerde manne van die ooste volg hierdie ster. Nie gelowiges nie, heidene. Die herders kry die eerste boodskap. En dan die engele wat verskyn in die hemel. 4 uitsonderlike dinge wat vir my en vir jou eintlik 'n wonderlike boodskap gee. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. In Matteus 2 staan hierdie woorde geskryf, hier van vers 9 af. Hoor net wat staan hier. Nadat hulle die koning aangehoor het, nou die wyse manne of die slim manne, die geleerde manne, het die sterrekundiges vertrek. En werklik, die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, is weer daar en dit beweeg voor hulle uit, totdat dit bo kan die plek gaan staan, waar die kindjie was. Nou, dink net vir 'n oomblik hier aan. Ons sterrestelsel, waarin ons bly, as jy teen die spoed van lig, wat 300.000 km per sekonde is, net deur ons sterrestelsel wil beweeg, gaan dit 200.000 jaar vat. As jy na die naaste sterrestelsel aan ons wil gaan, dan gaan dit 2,5 miljoen jaar vat, teen die spoed van lig. En ons kan nooit die spoed van lig bereik nie, want ons het massa. Jy mag nie massa hê nie. En dis so groot, en weet julle, daar's 51 triljoen sterrestelsels waarvan ons weet. En hierdie sterrestelsels vergroot elke sekonde meer as die spoed van lig. Met ander woorde, as ons nou vertrek, gaan ons nooit die einde van ons hemelruim bereik nie. So groot is dit. Eintlik kan 'n mens se verstand dit nie inbring nie. En die God wat sy seun Jesus na die wêreld toe stuur, God self wat wêreld toe kom, beveel 'n ster om uit sy baan uit te gaan, na die ooste toe te gaan en te beweeg sodat hierdie geleerde sterrekundiges uitkom by die geboorte van Jesus. Hoekom doen hy dit? 'n Ster is 'n teken van lig. Ster is lig. Maar meer is dit, in Numeri word daar deur Biliam beskrywe dat 'n ster uit Jakob, Numeri 24 vers 17, 'n ster sal uit Jakob verskyn eendag. Dis duisende jare voor die koms. Dit kom bevestig dat Biliam, wie se donkie met hom gepraat het so terloops, dit al gesê het deur God, dat daar gaan eendag 'n ster uit die stam van Jakob uitkom. En Jesus word dan ook die môrester genoem in Openbaring 22. Ek is die blink môrester. So Jesus is die lig wat na die wêreld toe kom, en daarom gebruik God 'n ster. Josuaatjie, toe hy 2 jaar oud was, het hy so na die kersboom gekyk, en die eerste ding wat hy raak gesien het, was die ster. Dis sy oupa ster. 'n Ster is so 'n uitsonderlike ding. Weet julle, boeties en sissies, wanneer ons Kersfees vier, en daar's oral sterre, oral waar jy kom in die bome en in die huise, is daar sterre, dan moet jy besef wat 'n geweldige profetiese waarword dit was. Jesaja praat ook van die lig wat sal kom, die seun wat gebore sal word, en wat sal die duister kom laat verdwyn. Hy praat daaroor, in Micha word daaroor gepraat. En dan gebeur dit. En hierdie wyse manne
Met die dat die ster sien, het 'n wonderlike blydskap oor hulle gekom. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindjie by Maria sy ma en hulle val voor hom neer en aanbid hom. Toe maak hulle kussies met kosbarehede oop en gee aan hom geskenke van goud en wierook en mirre. God gebruik 'n ster, nie vir die Jode nie, want toe hulle daar by Herodes kom en hulle vra, hoorie, weet hy iets van die koning wat gebore word? Toe sê hulle nee, hulle weet nie. Hulle het nie die ster gesien nie. Die Here stuur die ster vir ongelowige mense, vir my en jou, ons wat nie deel is van die Jode nie. Ons is buite die Jode. Hy stuur 'n ster om ons na Jesus te bring. En dis vir my so wonderlik dat Jesus eintlik kom sê, God kom sê, Jesus word nie net gebore vir die Jode nie. Hy word gebore vir alle mense. Hy het na hierdie wêreld toe gekom vir alle mense. En dan stuur hy 'n ster om te beweeg en om die rigting aan te dui. Is dit nie wonderlik nie? God is die ster. Jesus is vandag die ster. Wat vir ons rigting aandui, wat vir ons wys waartoe om te gaan, wat vir ons wys wat om te besluit. Ons luister net nie na hom nie. Maar die sterrekykers of hierdie geleerde manne van die oosterlinge, hulle het niks van God geweet nie. Hulle het niks geweet van Jesus se geboorte nie. Maar hulle volg hierdie ster en hy gee vir hulle rigting en hy gaan staan boos. Hy het saam met hulle Jerusalem toe gegaan, stil gestaan daar en toe hulle van Herodes al wegloop. Toe begin hy weer beweeg en hulle volg hom tot in Bethlehem, tot waar Jesus is. Dit nie wonderlik nie. God wil vandag vir jou kom sê, maar ek wil vir jou rigting gee. Ek wil jou vat na die plek wat belangrik is. Ek wil vir jou lig kom gee in jou duisternis. Ek wil jou kom red. Ek wil die duister wat jou aanval, wil ek kom wegvat. Ek wil vir jou ewigheid kom gee. Elke keer as ek nou na 'n ster kyk, dan besef ek net dat God wat kon sê vir die golwe van die see bedaar en vir die wind gaan lê, het vir 'n ster gesê beweeg. En dis voorspel duisende jare voordat dit gebeur het. En dit sê vir my, maar die Bybel is waar. Elke woord wat hierin geskryf staan is waar. Ek meen hulle hierdie Bybel gebruik en toe gaan soek hulle na Sodom en Gomorra en toe kry hulle die stad. Moenie laat die wêreld jou kom mislei nie, broers en susters. Liewe boetie, sussie, liewe kinders. Elke woord wat hierin staan is waar. En dan weet julle wat vir my absoluut wonderlik is dat die gevolg van hierdie ster is dat hulle aanbidding voor Jesus neerval. Heidene, westerlinge, oosterlinge, mense wat niks geweet het nie, maar die heiligheid en die krag van die oomblik, 'n ster wat beweeg en gaan staan presies, en hulle kom in en toe hulle die lig sien, toe val hulle op hulle knieë en aanbid hom. Dat hierdie Kerstyd vir ons weer soos tyd sal wees, dat ons op ons knieë sal val en hom aanbid. Dat ons alle eer aan hom sal bring, dat ons sal gee van die baie wat ons het. Hulle het goud, wierook en mirre het hulle gegee vir die koninkryk van God. En daai was genoeg om Jesus sy hele lewe lank te onderhou. Heidene. En dit is God se hart. 'n Hart wat kan sê, ten spyte van die uitspansel wat so groot word, is die een wat groter is dit. 'n sterretjie vat en sê, gaan soontoe en gaan haal daai mense, want ek wil hê hulle moet my leer ken. Dink net aan al die moeite wat God al met jou gedoen het, om jou te bring na waar hy is, om vir jou rigting te gee, om die duister te kom wegvat, om vir jou sin in die lewe te maak. Dis hier dieselfde God wat ons se geboorte herdenk. Die lig van die wêreld, en die duister kon dit nie uitdoof nie. Ek groet julle in Jesus se naam. Net voor ek afsluit, ek gaan vir julle 'n link gee, dat julle 'n bietjie net kyk oor hoe groot ons uitspansel is. En ons is belangriker as hierdie hele uitspansel, want God gebruik dit om by ons uit te kom. Amen.